Hierdie week is die week voor Goeie Vrydag, voor Paasnaweek. En hierdie week 'n bietjie kyk na die woorde wat Jesus aan die kruis gepraat het. Hy het 7 keer aan die kruis gepraat. 3 daarvan kry ons in Lukas. Lukas skrywe vir nie-Jode. Hy probeer vir nie-Jode oortuig dat Jesus waarlik God is. En dat hulle wat nie Jode is nie, wat nie 'n Joodse agtergrond het nie, kan deel wees van God se volk. En daarom is dit so aangrypend om te sien watter van die kruiswoorde Lukas in sy evangelie inskryf. Hy die eerste kruiswoord: Vader, vergewe hulle, die Romeine, die heidene, die mense aan wie die volk aan wie die mense vir wie Lukas skrywe behoort, kruisig vir Jesus. En Jesus sê, vergewe hulle. Julle wat nie 'n Joodse agtergrond het nie, wat vir 'n lang deel van julle lewe nie in Jesus geglo het nie, wat ander gode aanbid het, wat dalk selfs Jesus sleg gemaak het. Hoor Jesus se woorde vir jou. Vergewe hulle. Hulle het nie geweet wat hulle gedoen het nie. Hulle het nie geweet waarmee hulle besig was nie. Geweldige troos vir die mense vir wie Lukas skrywe, geweldige troos vir ons. Dat soveel kere doen ons goed wat ons nie besef wat ons doen nie. Soveel keer in ons lewe kruisig ons vir Jesus, deur nie die regte dinge te doen nie, deur die verkeerde dinge te doen, te sê, te praat. En Jesus sê, vergewe hulle. Die tweede kruiswoord wat Lukas kies om te verwys is Jesus wat tussen 2 mans gekruisig is, en dan as een man vir hom sê, dink aan my wanneer jy in die koninkryk is, Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Iemand wat Jesus leer ken op die laaste, terwyl hy aan die kruis hang. Gekruisiging was net vir mense wat baie erge misdade gehad het. So hier is een van die slegste van die slegte mense. Hier is een van die mense wat almal sou sê, ons moet van hierdie ontslae raak. Hierdie ou verdien die doodstraf. Hierdie ou verdien om op die verskriklikste moontlike manier doodgemaak te word. En Jesus sê vir die slegste van die slegste, in die slegste moontlike geskiedenis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus sê, ek gaan paradys toe. Ek gaan nie hel toe nie. Ek gaan wen vandag. En jy gaan saam met my daar wees. Troos. Slegste van die slegste het by Jesus kans. Maak nie saak wat jou verlede is nie. Troos, wanneer ek doodgaan, is ek dadelik in die paradys. By God. En dan die laaste kruiswoord. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Wanneer Jesus doodgaan, gaan hy nie hel toe nie. Hy gaan nie duiwel toe nie. Hy gaan nie veg nie. Wanneer Jesus doodgaan, gaan hy na sy Pa toe, want hy het klaar gewen. Hy het klaar oorwin. Ons hoef nie nog bang te wees met wat gaan van ons gebeur nie. Ons hoef nie nog te wonder wanneer gaan die oorwinning plaasvind nie. Ons hoef nie bang te wees vir die ewigheid nie. Jesus het klaar gewen. Jesus het na sy Pa toe gegaan. Jesus het paradys toe gegaan. Dat beteken dat ek en jy kan ook paradys toe gaan. Ek en jy is in God se hande. God het klaar ons toekoms, ons einde bepaal. Here God, dankie dat U ons wil vergewe. Maak nie saak van ons verlede nie. Maak nie saak hoe sleg ons verlede is nie. Maak nie saak wat ons alles regtig verdien nie. Maak nie saak hoe laat dit in ons lewe is nie. Maak nie saak hoe verskriklik die wêreld dink ons is nie. By U is daar genade. Wie kan ons hoor dat ons saam met U kan paradys toe gaan?
dat U klaar gewen het, dat U gekies het, wat met U gebeur toe U dood is, want die dood het geen houvas meer oor U gehad nie. En dat dit vir ons ook geld. Amen.